Here, dankie vir die voorreg wat ons het om u kinders te kan wees. Dat ons vandag kan sê, ek glo vas. Ek glo vas wat u vir my kom doen het. Dis 'n werklikheid in my lewe. En u het opgestaan uit die doodheid. U die dood oorwin en daarom kan ons vandag u loof en prys en fees vier, want u het opgestaan. Dankie Here dat u dit vir my gedoen het en vir elkeen van ons gedoen het. Here, nie omdat ek so awesome is nie. Here, ek weet, ek is vol sonde en ek is so skuldig, Here, en elkeen van ons is skuldig, Here. Niemand van ons kan nie sit en sê, ek is onskuldig, ek doen nie sonde nie. Maar dankie dat u my raak gesien het, die elkeen van ons raak sien, en dat u ons so geweldig lief het, sodat u ons die kans gee om voluit saam met u te kan leef as opgestane kinders. Here, help ons om te luister wat u vandag vir ons sal sê. Help ons om te weet, u is hier teenwoordig en u het 'n boodskap vir elkeen van ons. Amen. Kom ons lees Lukas 24. Ons lees vers 1. Die Sondagmôre baie vroeg het die vroue na die graf toe gegaan en met reukolie wat hulle reggemaak het. Daar kry hulle die klip weggerol van die ingang van die graf af. Toe hulle ingaan, het hulle nie die liggaam van Jesus gekry nie. Hulle het nie geweet wat om daarvan te dink nie. Met eens staan daar by hulle 2 manne met blint klere aan. Die vrou het groot geskrik en met hulle gesig na die grond toe gebuig. Toe sê die manne vir hulle, waarom soek julle die lewendes by die dooies? Hy is nie hier nie, hy is uit die dood opgewek. Onthou hoe hy met julle gepraat het toe hy nog in Galilea was en gesê het, die seun van die mens moet uitgelewer word in die hande van sondige mense, gekruisig word en op die 3de dag opstaan. Toe het hulle sy woorde onthou en van die graf af teruggegaan en al hierdie dinge vir die 11 en al die ander vertel. Die vroue was Maria Magdalena en Johanna en Maria die ma van Jakobus. Ook die ander vroue saam met hulle het dieselfde dinge aan die apostels vertel, maar vir hulle het hierdie verhaal na onsin gelyk en hulle het die vroue nie geglo nie. Petrus het egter opgespring en na die graf toe gehardloop. Toe hy daar vooroor buig, sien hy net die doeke. Vol verwondering oor wat gebeur het, is hy terug huis toe. Ons lees tot sover. As mens nou dink aan realiteit, en ons dink aan ons eie realiteit, dan vra ons baie keer, maar wat is dit? Wat is ons realiteit? Wat is ons leefwêreld op hierdie oomblik? En as ons kyk na ons wêreld op die oomblik, is dit nie 'n mooi prentjie nie. Dis 'n rowwe prentjie. Die wêreld en die nuus, dis chaos. Ons almal het verskillende opinies oor die realiteit, maar die realiteit is, die feit is, dis oorlog. Nie net een nie, in soveel lande. Dit voel of elke dag 'n nuwe siviele oorlog uitbreek as mens kyk na die nuus in die wêreld en wat in die wêreld aangaan. Elke liewe land in die wêreld het hulle eie probleme. En dis nie net klein probleempies nie, dis nie net, okay, ons sal dit uitfigure, moenie worry nie. Dis groot probleme. Dis goed wat mense hare laat rys en wat mense bang maak. Ons is almal bekommerd. Ons almal vra die vraag, waarheen is ons op pad? Wat gaan van ons word? In Suid-Afrika is nie anders nie. Ons het baie probleme. En ons wonder almal as dinge so aanhou, hoe gaan ons dit regkry om te oorleef? Hoe gaan ons aanhou om dit reg te kry om kos op ons kinders se tafels te sit? Never mind kos, hulle toekoms. Wat gaan van ons word? Werkloosheid is 'n reuse probleem in ons land. Elektrisiteit, daar's baie om daaroor te sê. Daar's so baie wat mens kan opnoem, en hoe meer ons opnoem, hoe meer raak ons moedeloos. Want dit word net meer en meer, want dit is ons realiteit. Dit is goed wat gebeur, wat totaal buite ons beheer is. Ons kan miskien klein verskilletjies maak hier en daar, maar die probleem is, dit het al regtig so ver gegaan, dat ons nie weet, hoe gaan ons hierdie oplos nie? En nou bid ons vir wonderwerke, want is al
wat dit gaan verander. Dit voel heeltemal asof niks anders dit gaan regmaak nie. Bonatuurlike gebeurtenisse wat uit die lug uit moet val en alles moet kom verander. Want daar is net soveel wat gebeur. Die wêreld is nag. Dis chaos. Dit is ons werklikheid op die oomblik. Ons het verder ons eie probleme. Ons worstel met onsself. Ons het persoonlike probleme, persoonlike dinge wat in ons harte aangaan. Goed waarmee ons sukkel. Met myself, met my gesin. Het baie persoonlike uitdagings. En so hoop die goed net op en dit hou op en hoop op en hoop op. En dan wonder ons, wanneer gaan dit bars? Wanneer gaan dit alles net verlore gaan? Ons realiteit is rof. En as ons 2000 jaar teruggaan, dan was hulle realiteit, die realiteit van die disippels ook rof. Dit was 'n ander realiteit, dit is nie dieselfde as wat ons in was nie. Maar die gemeene faktor hier is, dit was rof, dit was chaos, en hulle het gewag vir goed, om net te ontplof. Hulle is nog steeds onder beheer van die Romeinse regering, hulle word onderdruk, hulle word baie erg onderdruk, hulle is regtig baie wreed behandel. Die volk Israel het gewens vir die Messias om te kom, hulle het gewag vir hom, hulle kon nie wag vir hom nie, want hy sou hulle kom red het van hulle lot. Hy sou hulle kom red het van hierdie verskriklike wrede regering waaronder hulle val en waaroor hulle geen beheer het nie, wat hulle onderdruk, wat hulle wreed vermoor en teregstel, wat onredelik is. En die disipels self is verskriklik bang, want hulle meester, die een wat hulle alles voorgelos het, letterlik alles, hulle het hulle goed net so neergesit, en het hulle hom gaan volg vir 3 volle jare. Hy is nou net tereggestel, hy is tot dood veroordeel, hy is weg, hy is dood, hulle het self gesien, hoe blaas hy sy laaste asem uit. Hulle het self beleef, hoe hy deur hierdie verskriklike hel gaan, en hoe hy gemartel word. Hulle meester, die een wat hulle gevolg het, die een wat hulle alle hoop ingesit het, hy is weg. Wat doen ons nou? Wat maak ons nou? Hulle is bang, hulle is teleurgesteld, want hulle het regtig gedink, Jesus is die Messias. Jesus is die een wat hulle gaan kom red. En hulle gaan eendag wakker word en alles gaan net perfek wees. En nou is hy dood. Hy's dood. Hy's gemartel en hy's dood. Hulle is bang, hulle is teleurgesteld. Hulle het letterlik alles gelos, verward, bang en hartseer, gaan hierdie vroue na die graf, waar die realiteit van Jesus se dood hulle in die gesig staar. Hulle kan dit nie ontken nie. Hulle het dit self met hulle eie oë gesien. Hy het gesterf, hy het sy laaste asem uitgeblaas. En hier is hulle op pad na die realiteit wat hulle in die gesig staar. En hulle weet nie, hoe gaan hulle hier uitkom nie. Miskien het hulle so bietjie soos ons ook gevoel, moedeloos, seer, verward. Vraag soos, hoe het hierdie gebeur? Hoe het dinge so ver skeef geloop? Heeltemal ontnigter. En dan kom hulle by die graf. En hulle loop 'n ander realiteit, wat hulle nog verder verwar. Een wat niemand wil glo nie, want dit is net te onwerklik. Dit is net te onmoontlik. Jesus is weg. Die graf is leeg. Die klip is weggerol. Dan vra engele vir hulle, hoekom soek julle die lewendes by die dooies? Wat sal hy daar maak? Dit is 'n logiese vraag, logiese feite. Lewende mense is nie in grafte nie. Hulle leef.
Die onmoontlike realiteit word 'n realiteit. Want God is groot en magtig en wonderliker en meer asemrowend as wat ons ooit gedink het dit kan wees. Soveel beter as ons realiteit. Hulle staar 'n liefde groter as die dood in die gesig. En dan vra die mans vir hulle, onthou julle nie? Hy het julle vertel, hy het vir julle gesê, hierdie is wat gaan gebeur. It's amazing hoe ons memories, ons onthou, verander, en dan ewe skielik gaan daar liggies aan, as ons terugkyk. En die leë graf kry nuwe betekenis. Hy was toe, al die tyd, die Messias. Hy was. Hy het gedoen wat hy gesê het. Hy was die Messias. Hy is die een wat hy gesê het, hy is. Want ons hoop in die onmoontlike het moontlik geword. Hy was die Messias. Hy het gesê wat hy gedoen het. Hy het gedoen wat hy gesê het hy gaan. Hy het sê hy gaan sterf. Maar op daardie stadium het hulle gedink hy is heeltemal simpel of hy het iets is nie lekker nie, want hoekom sê hy die hele tyd hy gaan dood en weer opstaan? Dis nog tog onmoontlik. Hulle kon nie dit verstaan op daardie stadium nie. Maar toe die mans vir hulle sê, onthou hy het vir hulle gesê, hy is die Messias. Onthou hy het vir hulle vertel, wat gaan hy doen? Toe verstaan hulle ewe skielik iets meer. Onthou wat God gedoen het. God se kinders word bemagtig deur te onthou. En dis wat God vir ons kom doen. En dis hoekom ons Paasfees vier. Dis hoekom ons deur die jaar onthou wat God gedoen het op aarde, wat God kom doen het en wie hy is. Want dit bemagtig ons. Dit gee vir ons moed. Want wanneer ons vassit in dryfsand en ons skarrel en ons weet nie hoe om daar uit te kom hier, dan gaan ons net verder diep in dryfsand in. Maar God kom en sê, onthou, ek het vir julle gesê, onthou, ek is die Messias, onthou, dit moes gebeur het. Dan help het ons om net so 'n bietjie te kalmeer. En wanneer ons kalmeer, hoe kom ons uit dryfsand uit? Deur diep asemhaal, stil te word, rustig te word, en dan kan mens makliker uitkom. Oomblik as jy skarrel, dan gaan jy dieper in. Deur is jy kalmeer, ek is God, ek is in beheer, ek weet waarmee ek besig is. En ons hoop in die onmoontlike word moontlik. Partykeer gebeur daar goed in ons lewe wat so oorweldig is. En dan wens mens binne ons proses van rou, ons wens het kon anders gewees het, maar het is nie anders nie. Ons gaan deur al die 5 fases van depressie en ontkenning en kwaad en woede en blamering en ons gaan deur hierdie goed, ons ervaar hierdie goed, ons voel hierdie goed diep binne in ons wese. Ek wens dit is anders. Ek wens ek kan opdaag en ek het dit nooit gesê nie. Ek wens ek kan net opdaag en dit het nooit gebeur nie. Ek het nie daai keuse gemaak nie. Ek wens dinge was soveel anders. Ek wens ek het nie siek geword nie. Ek wens ek kan opdaag en dit was nie. Maar hier sit ek nou en hierdie is my realiteit en dit is so seer. Dit is so geweldig seer en ek is so oorweldig. En miskien as die vrouens na die graf te loop en vra hulle vir hulle self ook in hulle rou, wat as die seun weg is as ons daar kom? Wat as Jesus nie meer dood is nie? Wat as daar regtig hoop is? Wat as daar totale vergifnis regtig moontlik is? Wat as vir ewig lewe kan gebeur? Wat as liefde wat opoffer regtig die wêreld kan red? En dan kom hulle by die graf aan. En hulle wat as word 'n werklikheid. Die graf is leeg.
Jesus het opgestaan. Sy liefde het die oorlog gewen. Nie sy geweld nie, nie sy weermag nie, sy liefde het die oorlog gewen. Hy het jou kom vergewe en hy beloof jy sal vir ewig saam met hom lewe. En hy nooi jou uit, vat my hand, glo dit my kind. Ek het opgestaan. Die onmoontlike het moontlik geword. Hoe lyk 'n realiteit aan die ander kant van Jesus? Van ons opgestane Here Jesus. Aan die een kant moes Petrus erken dat hy Jesus verraai het. Hy moes dit in die gesig staar. Hy moes sy skaamte erken en hy moes weer vir Jesus in die oë kyk. Ons moet besef dat ons verkeerd doen, ons moet besef dat ons aandeel het in ons lyding, in die chaos in hierdie wêreld. Ons moet dit in die oë kyk. Maar in dieselfde asem weet ons ook dat wanneer ons dit saam met Christus in die oë kyk, dan kom dit aan die lig en hy vergewe jou. Hy maak jou nuut. Jy bly nie net daar nie, jy staan op saam met hom. So ons word gekonfronteer met ons eie pyn, ons eie foute, ons eie chaos. Maar ons hoef nie meer weg te kruip nie. Ek kan lewe, want Jesus het die dood oorwin. En dis nie omdat my omstandighede verander het nie, maar God het my lief. Die Romeinse ryk was nog steeds aan bewind toe Jesus opgestaan het uit die dood en vir baie lank daarna. Het was nog steeds hulle realiteit, hulle omstandighede het nie verander nie. Mense het hulle nog steeds nie heeltemal geglo nie. Hulle het nog steeds gedink hulle is 'n bietjie simpel. Maar Jesus het opgestaan. So wanneer Jesus kom en hy sê die onmoontlike word moontlik, dan kom sê hy vir ons, beteken nie jou omstandighede gaan noodwendig verander nie, maar die manier hoe jy omstandighede, hoe jy kyk na jou omstandighede verander. En dit is ons hoop. Die feit dat Jesus opgestaan het, die feit dat God vir ons kom sê, my kind, ek het jou lief, ek hou jou vas met my alles, die God van die heelal, kom sê vir jou, hy hou jou vas met sy alles, en hy sê, dis okay, ek weet dis seer, ek weet dis gaals, ek weet dis rof, maar weet, het opgestaan saam met my, weet, ek is jou God, en maak nie saak wat die wêreld na jou toe gooi nie, jy sal vir ewig saam met my lewe, jy sal vir ewig saam met my wees. Jesus het opgestaan uit die dood uit, en hy is daar saam met jou vir ewig en vir altyd. En die realiteit wat ons het, waarmee ons sit, is nie die einde van die verhaal nie. Jesus' oorwinning is die einde van die verhaal, en jy is syne. So maak nie saak wat gebeur met jou nie, maak nie saak wat ons realiteit is op die oomblik nie. Ek is in die hande van die Here. So wat gebeur as die wêreld vergaan? Wat gebeur as ek alles verloor? Ek weet ek is God se. Dis wat ek weet. Wat gebeur? My realiteit is, ek weet nie wat môre gaan gebeur nie, my realiteit is, alles is rof. My realiteit is, werkloosheid is 'n realiteit in ons land. Die realiteit is, ek is bekommerd oor my kinders se toekoms, maar as ek in die hande van die Here is, as my kinders in die hande van die Here is, dan kan ek weet, ek is okay, en ek gaan okay wees, en ek kan weet, my kinders is okay, want hulle is in die hande van die Here, en hy gaan hulle nie laat los nie, maak nie saak wat gebeur nie, maak nie saak wat die toekoms inhou nie, die einde van die verhaal is,
ek gaan saam met Christus wees, hulle gaan saam met Christus wees. Dis ons legacy, dis wat ons vir ons kinders kan gee, dit is wat ons het, ons sekerheid, dis ons sekerheid in hierdie lewe, is dit ek behoort aan Christus, maak nie saak wat nie, dis ons hoop, dis waar ons vashou. Jesus het opgestaan uit die dood, hy het die dood oorwin, en daarom sê hy, leef in dit. Ek kan nie deurgaan, want God sê, my kind, ek gaan jou nie los nie. Jesus het opgestaan uit die doodheid. Kom ons bid. Here, U weet wat ons realiteit is. U weet, dit is moeilik, U weet, dit is rof. U weet, ons het nie antwoorde nie. Ons voel heeltemal magteloos baie keer, Here. Maar dankie dat ons binne-in al hierdie dinge kan weet, U het oorwin. U het die dood oorwin. Is groter en sterker as enige iets wat ons kan dink. En daarom kan ons weet, ons is in U hande en ons kan asemhaal en ons kan kalmeer en ons kan weet. Op 'n manier gaan ons hier deurkom, want ons is in U hande. En ons weet ook, U gaan weer kom en U gaan ons kom haal. En ons gaan vir ewig saam met U wees. Hierdie wêreld met sy foute en chaos en seer en pyn gaan iewers verlore gaan. Maar Here, U sê, ons sal altyd by U wees. Ons is losgemaak van ons sonde, want U het betaal daarvoor. En U leef. U leef nie net in die hemel nie, U leef in my. U leef binne in my, U leef om my, U leef bo my, U leef agter my, U leef onder my, U leef, U leef, U leef. Ek is omring en deursingel en ingevleg met U. Ek hoef nie bang te wees nie. Dankie vir U grootheid en dankie dat U liefde my kom red het. Dankie vir al die liefde en al die genade. Amen.